vanmôre met julle 'n woord deel. Jy is oor ons Vader. Jy is oor God, en ons het 'n liefdevolle Vader, ons het 'n voorsiener in God, en hy is Abba Vader. Hy is die volmaakte Abba Vader vir elkeen van ons. So vandag, broer en suster, vandag vier die meeste mense in Suid-Afrika vandag Vadersdag. Dit is reg oor die nuus en in die koerante, die meeste mense is besig met Vadersdag. Baie van die vaders is vanmôre dalk wakker gemaak met 'n koppie koffie, wakker gemaak met 'n ou geskenkie, en ander is nog steeds by die huis vandag, hulle eet 'n lekker breakfast. Vandag vier ons Vadersdag. Met ander woorde, dis 'n dag waarop baie mense vanmôre sê dankie. Dankie vir paas. Dankie vir oupaas. Dankie vir vaderfigure in hulle lewens wat hulle gelei het, in hulle lewens wat 'n positiewe en blywende indruk in hulle lewens gemaak het. So vandag is dit in Suid-Afrika 'n spesiale dag vir mense wat wil dankie sê vir 'n leier en 'n vaderfiguur in hulle lewens. Maar ek wil vanmôre stil staan en sê, bo dit alles vandag, herinner hierdie dag ons eintlik aan ons hemelse Vader. Bo dit alles met ons eerste indruk vandag wees, dankie aan my hemelse Vader. Dankie vir die tyd wat ek kan terugdink aan waarin U my bewaar het en waardeur U my getrek het en gelei het. Baie dankie dat elkeen van ons, wat ek vanmôre hier sit, glo ek, en is 'n bietjie ouer in die lewe en gevorderd in die lewe, kan vanmôre net sê baie dankie dat U ergens in my lewe my baie diep uitgehaal het. Want baie diep haal het my uit. Ek kan vanmôre kom en sê, Here, baie dankie dat U my baie diep 18 jaar terug in my lewe uitgehaal het. En U het my voete op die rots van Jesus Christus geplaas. Vandag herinner ons, broer en suster, waaroor dit eintlik gaan. En dit is ons hemelse Vader. Die perfekte vaderfiguur in ons lewens. Die perfekte een wat 'n blywende boodskap in ons lewens los, elke dag. Abba Vader. So ek wil vanmôre, as jy die woord saamgebring het, kom ons lees vanmôre uit die woord van die Here. Ons lees uit die boek van Johannes hoofstuk 1. Ons gaan daarna vers 12 toe. Johannes hoofstuk 1 vers 12. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Kom ons gaan na die boek van 1 Johannes, hoofstuk 3, 1 Johannes hoofstuk 3. En ons lees ook daarvan in vers 1, die boek van 1 Johannes, hoofstuk 3, vers 1. En die opskrif daar is, die kinders van God. Kyk wat
wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn aan hom, gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Ek gaan terug na verse 1. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Hy noem jou vanmôre nie 'n slaaf nie. Hy noem jou vanmôre nie iemand wat ver is nie. Hy noem jou vanmôre nie 'n stiefkind nie. Hy noem jou vanmôre kind. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys, dat ons kinders van God genoem kan word. U is vanmôre 'n kind van die Here. Broers, is dit een van die mooiste waarhede wat ons in die woord van die Here kan kry, is dat God nie net ons skepper is nie. Hy is nie net ons Here nie. Hy is nie net ons God nie. Maar ook ons liefdevolle Vader. God kom sê nie in sy woord dat ons moet besef dat hy net ons God is en in alles nie. Hy wil hê dat ons moet besef dat hy wil ons liefdevolle Vader ook wees. As ons kyk, wat sê Jesaja 41 vers 10, en ek sê dit so in my eie woorde, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Met ander woorde, hy kom en hy sê, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie, ek is met jou. Hoeveel van ons wat paas is en ons kinders groot gemaak het, hoeveel keer was daar tye in ons lewens? Wat ons daardie ou kleintjie, die eerste keer wat hy of sy iets moet doen, is daar so 'n bietjie van 'n ywer in hulle. En jy as 'n pa, as 'n vaderfiguur, sê, weet jy, gaan, moenie bang wees nie. Ek is met jou. Moenie vrees nie. Baie van die kinders as hulle eerste keer skool toe gaan, as hy oogies so. Kyk, en hulle is nie seker of hulle nou moet gaan of nie. Maar as daai vaderfiguur saamgaan, hy sê, moenie bang wees nie. Ek is met jou. Hy eerste keer as 'n seentjie of 'n dogtertjie iets moet doen wat uit hy comfort zone uit is. As die vader daar te sê, moenie bang wees nie. Ek is met jou. Dit gee hulle soveel moed, weet jy dit? Om te weet dat my pa sê, moenie bang wees nie. Hy is daar. En haar pa sê, moenie bang wees nie. Ek is daar. Dan het 'n kind baie vrymoedig. Weet jy dit? Moenie vrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Moenie bekommerd wees. Moenie rondkyk nie. Baie van die kinders kan kom en daar's 'n bietjie moeilikheid in hulle lewens, of daar's 'n bietjie iets wat hulle moet kom doen of sê, dan kom hulle by pa en sê, pa, weet jy wat, ek weet nie wat gaan ek doen nie. Hoe gaan ons hierdie ding doen nie? As pa dan sê, moenie bekommerd wees nie, dan is daai probleem uitgesorg vir daai kind, weet jy dit? Want pa vir daai bekommernis oor. Pa vir dit oor. Ek kan hoef nie meer bekommerd te wees nie, want my pa het dit. My pa het dit. Wees nie bekommerd nie, kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Vanmôre wil die Here vir u sê, moenie bekommerd wees nie, moenie angstig rondkyk nie, ek het jou. Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Dis 'n Vader, nee. Dis 'n liefdevolle Vader, wat wil hê ons moet weet, dat ons hoef nie bang te wees nie. Ons hoef nie bekommerd te wees nie. Maak nie saak wat die uitdagings in ons lewens is nie. Ek is met jou. Ek is jou God. Ek is jou Vader. Ek wil vanmôre vir jou sê,
God verlang daarna om in 'n lewendige, liefdevolle verhouding met elke mens op hierdie aarde te wees. Weet jy dit? Sy hart is om in 'n lewendige verhouding met elke liewe mens op hierdie aarde te staan. Soos 'n goeie vader sy kinders liefhet. Soos 'n goeie vader sy kinders versorg, soos 'n goeie vader hulle beskerm en so besorgd is God oor elkeen van sy kinders. Oor elkeen van ons. Ek wil vanmôre vir jou sê, broer en suster, daar is nog soveel mense daar buite. In hierdie wêreld daar buite. Wat dink dat hulle nog steeds God se liefde moet verdien. Wat dink dat hulle nog steeds God se liefde kan verdien. As soveel mense daar buite wat probeer om goedkeuring by God te kry. Miskien omdat hulle dalk liefde en goedkeuring by hulle aardse vaders moes verdien het. As soveel kinders daar buite wat wanneer hy die aanvaarding en die liefde van sy pa wil hê, hy dit moet verdien. Soveel mense daar buite wat dink dat omdat ek by my aardse vader moes goed doen, omdat ek dit moes verdien het. Ek moet presteer. Ek moet alles doen sodat ek net sy liefde kan kry. En ek wil vandag vir jou sê, daar is soveel mense wat vandag in die wêreld daar buite sit, stikkend en seer en in die huis van die Here ook. Wat vandag nie in 'n lewendige verhouding en in 'n liefdevolle verhouding met God kan staan nie, as gevolg van die feit dat hy sy liefde moes koop en verdien het by sy Vader. Daar is soveel mense wat sukkel vandag om te kan sê, Abba Vader is my liefdevolle God. Jy sien, want hy het nooit daai vaderfiguur gehad. Hulle sukkel omdat hulle dink God sal nooit hulle daai goedkeuring kan gee. Of dink dat hulle God se liefde werd is nie. Want as jy elke dag van jou lewe hoor dat jy is niks werd nie, wil ek vanmôre vir jou sê, jy gaan dink, Abba Vader, dink ook jy is niks werd nie. En daarom kom die Here en hy wil vanmôre sê, onophoudelik en onopwondelik, dat ek is 'n liefdevolle God. Ek is 'n liefdevolle Vader en ek wil hê elkeen moet na my toe kom. Ek wil vanmôre vir jou sê, broer en suster, God se liefde vir ons is nie gebaseer op wat jy doen nie. Jy kan nie sy liefde koop vanmôre nie. Jy kan nie iets goeds doen in jou lewe om sy liefde en sy goedkeuring vir jou te wen nie. Sy liefde en sy goedkeuring is gebaseer op wie hy is. Jy kan nooit iets goeds doen nie, om te sê, maar Abba Vader, nou kan U my lief hê nie. Nou kan ek uiteindelik werd wees vir U om vir my lief te wees nie. Sy goedkeuring, sy liefde en sy trou vir jou as kind vanmôre is baseer op wie hy is. Hy is nie net God nie. Hy is nie net die koning van die konings nie. Hy is nie net die skepper van die hemel en aarde nie. Hy is nie net die Alfa en die Omega nie. Maar hy is ook God van liefde. Daar's te veel mense wat vergeet dat ons dien 'n God van liefde. God is liefde. Jy kan nooit ooit iets doen wat hom vir jou liewer kan maak nie. Hy het jou lief met 'n ewige liefde.
Hy het jou lief nog voordat jy hom ooit geken het. Hy het jou lief gehad toe hy jou in jou moederskoot aan mekaar geweef het. En oor jou uitgeroep het en gesê het, jy is myne. Dis wie God is. Hy is 'n Vader wat jubel en juig nog voordat jy jou voet op die aarde neergesit het. Oor trotsheid reeds oor jou. Oor sy liefde reeds vir jou. Hy is 'n Vader wat sy enige gebore seun Jesus Christus gegee het in jou plek. Sodat jy vanmôre kan lewe en oorvloed kan. Sodat jy vanmôre kan sê, Abba, Vader. Jeremia 31 vers 3 sê, die Here het dit aan ons bekend gemaak. Die Here het dit aan ons bekend gemaak. Die geheim is uit. Die Here het dit aan ons bekend gemaak. Ek het jou lief met 'n ewige liefde. Sy liefde wissel nie soos 'n mens se liefde wissel op hierdie aarde nie. Vandag is iemand lief vir jou, môre sê iemand ek haat jou. Weet jy dit? Kan ons so werk. Dit is bekend gemaak dat God sê ek het jou lief met 'n onophoudende liefde. Ek het jou lief met 'n ewige liefde. Ek trek jou met troue liefde na my toe. Ek trek jou. Ek stoot jou nie. Ek trek jou met my ewige liefde na my toe. God se liefde verander nie wanneer jy foute maak nie. Ja, op die aarde gaan ons foute maak. Dus soos my vrou gesê het, asseblief as u dan nog nooit 'n fout gemaak het, kom praat met ons, ons wil die resep hê. Sy liefde verander nie vir jou wanneer jy 'n fout maak nie. Hy bly getrou en hy roep ons voortdurend terug na hom toe. Ons maak ons maar soos Petrus maak baie keer, né? Of soos Petrus gemaak het toe ons Jesus verloor het. Maak 'n foutjie en dan wil ons gaan wegkruip. Want nou wil God met ons niks doen nie. Ons het nou 'n foutjie gemaak en nou moet ons weet, Abba Vader is nou nie happy. Ek wil vanmôre vir jou sê, hy roep jou terug na hom toe met dit ewige liefde, net soos Jesus gaan roep vir Petrus. Waar's Petrus? Gaan haal hom. Dit is 'n troue en 'n ewige liefde. Broer en suster, God trek ons. Hy roep ons, hy nooi ons om sy kinders te wees deur die geloof in sy seun Jesus Christus, deur daai wedergeboorte, sodat ons kind van God kan word. Kyk wat 'n groot liefde het God aan ons bewys, dat ons nou kind van God kan wees. Mede-erfgename van Jesus Christus. Man, weet jy wie is jy? Het jy 'n idee vanmôre wie is jy? Jou pa is die koning. Jou pa is die skepper van die hemel en aarde. Jou pa is Abba Vader. Ons ontvang die voorreg om hom Vader te noem. Hy wil hê ons moet hom Vader noem, want hy is ons Vader. Volgens Romeine 8 vers 15, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons nou kan roep, Abba Vader. Ons is aangeneem, ons het kind geword van God. Luister gou mooi, hoor gou mooi. God wil nie ver van jou wees nie. Hy wil naby aan jou wees.
Hy wil by jou wees. Hy wil ons liefdevolle Vader wees. Hy koester jou. Jy's waardevol. Weet jy dit vanmôre? As jou aardse Vader nog nie vir jou gesê het, jy's waardevol, nie wil ek vanmôre vir jou sê, jou hemelse Vader sê vanmôre vir jou, jy's waardevol. Jy's gekoester. Jy's geliefd. Met 'n ewige liefde. 'n Liefde wanneer jy 'n fout maak, wat jy sê, maar nou moet jy 2-3 dinge eers reg doen voordat ek jy weer my goedkeuring kan kry. Nee, hy het jou lief met 'n ewige liefde. Ek glo dat ons aardse vaders en vaderfigure op hierdie aarde baie by ons hemelse Vader kan leer en moet leer. Ons kan baie leer van liefde, onvoorwaardelik. Ons kan baie leer van geduld, onvoorwaardelik. Want hy is ons goeie voorbeeld in alles. En wanneer ons hierdie goeie voorbeeld wat ons hemelse Vader vir ons as aardse vaders wys, ons dit net weer as 'n voorbeeld vir ons kinders kan wees en vir die wat om ons is, kan ons 'n goeie voorbeeld vir die volgende nageslag wees. Dis wat God wil hê. God wil net hê dat die voorbeeld wat hy vir ons as vaderfigure stel, dat ons dit op ons kinders kan neerlê en vir hulle weer 'n voorbeeld kan wees van wat dit beteken om 'n vaderfiguur op die aarde te wees, en 'n voorbeeld van my hemelse Vader vir hulle te kan wees op aarde. Hoor gou, manne, dis mos nou Vadersdag, so ek praat so 'n bietjie ekstra met die manne vanmôre. Hoor gou manne, broeders, 'n aardse vader is nie net iemand wat kerk toe kom nie. 'n aardse vader is iemand wat God liefhet. Met sy hele hart. 'n aardse vader is iemand wat God dien. 'n aardse vader is iemand wat God gehoorsaam. 'n aardse vader is iemand wat sy kinders en sy huis lei na die woord en die wil van die Here. Luister vir my mooi. Die wêreld het vandag manne nodig wat kan sterk staan in hulle geloof. Die wêreld het vandag manne nodig wat 'n voorbeeld kan wees vir die jonger generasie. Die wêreld het vandag manne nodig wat hulle gesinne kan lei en wat 'n voorbeeld kan wees vir die mense om hulle. Is jy vandag daardie voorbeeld? Is jy vandag daardie voorbeeld vir die volgende geslag? Vir jou volgende geslag, is jy die voorbeeld? Ek dink dat kinders vandag in die wêreld nie vandag meer die voorbeeld het nie. As soveel kinders in hierdie wêreld daar buite wat nie meer die voorbeeld het van 'n vaderfiguur nie, en ek wil vanmôre vir jou sê, hulle is snaakse goed. Jy kry snaakse kinders vandag. En dan baie omstandighede is dit nie daai kind se skuld nie. Want daar was geen vaderfiguur in sy lewe. Ek praat nie vandag met die kerk nie, ek praat vandag met die wêreld daar buite.
kinders wat snaakse goed is vandag. Snaakse goed glo vandag. Snaakse goed doen vandag. Want daai kind het nie idee wie hy is nie, want hy het geen voorbeeld gehad van sy aardse vader nie. So ons is gou om te sê, dis die kinders se skuld. Ek wil vanmôre vir jou sê, dis die aardse vader se skuld, want hulle staan nie meer 'n skoene vol met die voorbeeld van ons hemelse Vader nie. Hoor vanmôre wat ek vir jou sê, hoor vanmôre broer, jy sit hier vanmôre, hoor vanmôre, jy vra hoekom gaan dit so? Jy vra hoekom gaan dit so in my huis? Dis omdat jy nie volgens die wil van God lewe in daai huis nie. Hoor vanmôre, wanneer jy gaan terugdraai in jou gesin volgens die wil van God gaan lei, gaan dinge verander. Ek wil vanmôre vir jou sê, wanneer ons kinders en ons kleinkinders terugkyk eendag, hoor gou vir my, wanneer ons kinders en ons kleinkinders terugkyk eendag, moet hulle kan sê, hier was 'n man van God. Hier was 'n man wat God gedien het en liefgehad het. Daar's soveel mense daar buite, dat wanneer hulle dink aan hulle paas, en wanneer hulle dink aan hulle oupa en hulle vaderfigure, is daar soveel van hulle wat nie daai woorde kan sê, dat my pa was 'n man van God nie. Hy het God gedien. Daar was woorde gewees van, my pa kon 'n kroeg skoonmaak. My pa kon maklik deur die dag 2 bottels brandewyn uitdrink en vanaand nog huis toe ry asof hy niks verkeerd nie. My pa was die klap champ op mooi vir 10 agtereen volgende jaar by die golftoernooi. Wat 'n jammerte is dit. Wat 'n jammerte is dit nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, wat is die herinnering? Wat is die herinnering? Kan jy vanmôre daar die herinnering hê, my pa het God gedien? Dis wat ek wil hê. Dis wat ek sou wou gehad het, as ek moet terugdink aan my aardse vader. Hy het God gedien. Hy is 'n man van God. U wat vandag hier sit, het daai keuse nog. Wat los jy vir jou kinders agter? Wat los jy vir hulle agter? Wat is die herinnering wat jy vir jou kind agterlos? Gaan hy kan dink en sê, maar weet jy wat? My pa was 'n man van God. Hy het God gedien. Hy het die voorbeeld gestel. Jy het nog vandag nog daai kans en daai keuse om dit te kan doen. Mag ons vaders, manne, mag ons onthou word deur ons nageslag en ons kinders en kleinkinders as iemand wat God gedien het. Iemand wat sy huis gelei het. Hoe gaan hulle jou onthou? Hoe gaan hulle jou onthou? Ek sluit af vanmôre. Mag elke aardse vader vandag, mag elke een van julle vandag julle krag, julle wysheid en julle leiding by ons hemelse Vader soek. As jy nie weet hoe nie, moenie bekommerd wees nie, moenie bevrees wees nie. God sê, volg my. Volg my. Net die voorbeeld van God. Mag elkeen van ons onthou dat ons 'n hemelse Vader het wat ons liefhet, ons beskerm en ons nooit sal verlaat nie. Ons kan nooit iets verkeerd doen wat kan sê, maar nou is God my nie meer lief nie. Mag jy altyd onthou dat God is met jou en saam met jou. Prys die Here. Hy is Abba Vader. Amen. Prys die Here.